Hy sê hierso, die groot Edom het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur. En die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Toe het koning Nebukadnesar op sy aansig geval en Daniël aanbid. Jy sien, hulle is gewoond mense aanbid. Die wêreldgodsdienst daar buitekant is gewoond mense aanbid. En dis hoekom die mense die paus aanbid. Dadelik val die koning neer van die magtigste ryk daai tyd, Babylon. En hy aanbid 'n joetjie met die naam van Daniël. En hy gee bevel dat aan hom spysoffers en reukoffers te bring. Hy sien hom dadelik as 'n God. Hy sal sê God. Ons sal sê Elohim. Voorwerp van aanbidding. Aanbid hom, maar gee hom spysoffers en reukoffers. Die koning het Daniël geantwoord en gesê, waarlik, nou moet ek lees wat hier staan in die 33. Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings. Nou daai goed het nie een bestaan in die tyd van Daniël nie. Daai is totally impossible dat dit waar kan wees. Want die woord God het nie in daai tyd bestaan nie. God kom uit die Grieks, uit Kyrios. Onthou, Daniël is Ou Testament. Die woord God kom uit die woord Kyrios in die 2de eeu, die Grieks. Dis wat hulle die Vader genoem het, die Katolieke. En Theos is die Latyns in die 6de eeu. So in die Septuagint, die LX, noem hulle om Kyrios. God. In die 6de eeu noem hulle om Theos, in die Latyns, God. Wat in die 13de eeu Lord geword het, wat Here geword het. Die koning het Daniël geantwoord, sê, waarlik, jou God, ek wil sê, kom ek lees dit in die geopenbaarde name. Waarlik, jou Elohim is die Elohim van al hierdie gode. En hy is die meester, nie Here nie, want Here het nie bestaan nie. Die woord Lord is eers in die 13de eeu geskep, uit die woord God en Kyrios en Theos. So, en die meester van die konings. En die openbaarder van geheimenisse. Daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar. En dit is wat die wonderlikheid is rondom hierdie bonatuurlike geopenbaarde evangelie. Jahwe gebruik gewone mense om die woord uit te bring, om die woord te verduidelik, om die instrument te wees wat die waarheid vorentoe vat. Vers 48, toe die koning Daniël verhef en hom baie groot geskenke gegee, en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel, en as hoofoorseer oor al die wyse manne van Babel. En op versoek van Daniël het die koning Sadrag, Mesach en Abednego aangestel oor het bestuur van die provinsies Babel. Maar Daniël was in die paleis van die koning. Kyk hoe maak Vader Jahwe plek vir sy kinders wat gehoorsaam is. Die woord sê gehoorsaamheid is beter as offerandes. Halleluja.